Hemelse Vader, baie dankie vir genade. As ons stil word en dink aan die invloed wat genade op ons lewens het, dan kom ons agter alles is genade. My asem in my longe is genade. My geliefdes om my is genade. Kos op die tafel is genade. Dak oor die kop is genade. Here, in die genade bring ons in 'n verhouding met U. 'n verhouding waar daar vergifnis is, 'n verhouding waar daar krag is, 'n verhouding waar daar verandering is, waar daar groei is, waar daar verbetering is. 'n verhouding waar daar hoop is. 'n verhouding waar die einde nooit die einde is nie, maar daar kan altyd weer 'n opstanding kom. 'n verhouding waar niks onmoontlik is nie. Dankie vir genade. Genade bring ons op 'n plek waar ons mekaar anders kan hanteer. Waar ons na mekaar kan kyk met ander oë. Genade bring ons op 'n plek waar die hoop nooit verby is nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir genade. Dankie vir genade. En dis alles in die naam van Jesus. Dankie daarvoor, Here. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente. Ek kan gerus die sitplek neem. Ons sê dankie vir Sanet, vir die aanbiddingsgedeelte ook saam met hulle. En ja, van my kant af ook baie welkom hier saam. Ek het gedog die kerk gaan baie rooier wees vandag. Dankie vir die meegevoel en simpatie dat jy dit met respek hanteer en dit nie invryf nie. Ek waardeer dit. Baie jammer vir die SMS'e wat ek gekry het. Kan nie dieselfde van hulle sê nie. Right. Kom ons begin. Ons maak vandag klaar die sirkel van die lewe, van die koninkryk, van die lewe buite die grot. En ek maak klaar vandag seker met die moeilikste onderwerp oor pyn, dood, vinnige opstanding en die hele ding waaroor ons nou al seker 8, 9, 10 weke lank praat. En dit is die invloed of die rol wat mense in hierdie sirkel speel. Die eenvoudige vraag is, het mense jou al seer gemaak? Is mense die rede waarom jy deur die sirkel van pyn en dood en teleurstelling gaan? 9 uit die 10 keer is jou antwoord ja, mense het iets aan jou gedoen. En dan die vraag, hoe hanteer ek nou mense na die pyn? Hoe hanteer ek mense in die middel van die pyn? Hoe hanteer ek mense? Is die vraag waarna ons gaan kyk. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons kyk eers gou. Die span het 'n videoetjie laasweek gemaak, so tussen die dienste daar in die koffiesaal, vir 'n paar mense 'n paar vrae gevra oor mense. Kom ons kyk gerus na die video gou. Ja, dat gebeur altyd in enige omstandighede. Ja, nee. Ja, dit baie weer so seer gemaak. 'n hele paar keer al in my lewe, ja. Ja, nee, verseker. Ja, baie. Oor die jare, ja. Baie. Ja. Mense maak mense altyd seer. Ja, ek het ook al mense seer gemaak, ja. Gewoonlik het jy twee groepe, die wat jou afskryf en die wat jou bemoedig en versterk. Hulle wys dat hulle omgee en gee vir jou raad en advies. Hulle draai jou baie keer op jou hande, hulle kyk om na jou. Jy het 'n ondersteuningsgroep wat jou help en jou bydra tot jou herstel, jy weet. Mense is daarom geneig om 'n mens by te staan en ek dink wat baie keer gebeur, hulle vat jou hand en hulle lei jou na die kerk toe en so aan en hulle staan jou by. Dit hang af waar jy is. As jy woon in 'n gemeenskap soos dit is dit absoluut. Die ondersteuning is ongelooflik. Maar ek dink as jy in 'n so 'n gemeenskap of so tipe kerk behoort, kan dit alleen raak op buite en ek weet nie mense kan doen sonder so 'n tipe ondersteuning om rondom jou nie. Nee. Baie van my vriende sal my troos as ek hulle vertel, maar vir mense wat nie regtig my vriende is, sal ek net nie vir hulle sê nie. Hulle sal daar wees vir jou, geen nie om wat nie, maar ook as hulle nou ook die persoon is wat jy sê maak, dan probeer hulle nou ewe skielik jou oorwen en sê, nee, sorry, ek het dit nie so bedoel nie, maar dan jy weet eintlik wat hulle reg daar is. Hulle staan my by. En goeie vriende, dis hoe jy weet wie is jy vriend en jou vriend. Sommige werk met simpatie en sommige draai jou help jou. Ander mense dink jy harder approach op jou. Ek dink mense het meer deernis as hulle gedeelde seer het, maar ek dink almal hanteer goeders op hulle eie manier en as jy met jou pyn kan saamleef, dan spoor dit ander mense aan om met jou pyn ook saam. Dit hang af van hoe ek dit hanteer.
as jy seer gemaak is en jy maak ander mense seer omdat jy seer gemaak is, gaan jy nie goed hanteer nie, maar as jy dit goed hanteer, dan sal jy mense hê wat jou bystaan en wat jou sal ondersteun tydens dit. Jy sê meestal net vir jou vriende en jou familie en die mense wat vir jou omgee, maar as ander mense die wat jy seer gemaak het, jy los hulle net. Okay, dramaties. Right, kom ons praat oor die video, vinnig. Almal het gesê hulle het al seer gekry deur mense. Ek bedoel, ek dink dis duidelik selfs hier. Almal het al seer gekry, ander mense, jou besigheid, dood, pyn, teleurstelling, geweld, sonde, you name it, ons het seer gekry. Jy het al mense seer gemaak. En daai moet jy net nooit vergeet nie. Ons is vinnig om te fokus op die seer wat ander aan ons gedoen het. Jy moet hierdie reël neerskryf in jou lewe. En ek het ander ook al seer gemaak. Want dit help jou oor hoe jy dit gaan hanteer in die toekoms. Om te weet, maar ek maak ook mense seer. Dis nie net mense wat altyd my seer maak nie. Ek is ook die heeltyd besig. Nou, weet jy, ek het al met mense onderhoude gesprekke gehad, dan sê hulle vir my, ja maar Andries, ek doen nie dit aan mense nie. Ja maar ek sal nooit iemand so seer maak nie. Kom ek gee vir jou die grootste surprise van jou lewe. Jy doen. Jy maak seer. Nee, Andries, nie ek. Ja, jy, Transvaler, okay? Jy, okay? Jy nou gamepie 'n jaar, toe nou, okay? Dis in jou. Jy's 'n sondaar. Jy maak seer. En ek weet, daar's van ons kom al by uit, Petrus het Jesus beloof, ek sal nooit. Jy's jy. Maak seer. So, hier's die reël. Almal kry seer, almal maak seer. Nou is die groot vraag is, hoe hanteer ek dit? Hoe hanteer ek mense na seer? Hoe vertrou ek weer na seer? Of moet ek enigstens vertrou? Kan ek sien deur hand opsteek? Wie het 'n issue met vertroue? Om mense te vertrou? Nie so 'n paar. Okay. Ek het al baie gesprekke gehad, dan sê mense vir my, ek het trust issues. Dan sê ek, hoekom as jy 'n trust baba, kry jy geld van die trust af? Ek verstaan nie wat trust, maar okay. So ons het vertrouensprobleme. Hoekom? Want mense het ons al teleurgestel. Nou die vraag is, hoe hanteer ons dit? Kom ons gaan na Jesus toe. Want jy sien, Jesus was die eerste, en ek wil amper sê die enigste mens, wat regtig vir ons kan leer buite die grot. Onthou, binne die grot is die ou bedeling. Dis onder die wet, dis mens, dis planeet aarde. Buite die grot is die koninkryk van God. Dis heeltemal 'n ander reëls. Dis heeltemal 'n ander wêreld. Onthou, koninkryk van God loop op water, brood vermeerder, dooies kan opgewek word, siekes word gesond. Niks is onmoontlik in die koninkryk van God nie. Die vraag is, hoe hanteer jy as Christen, hoe hanteer jy as kerkmens, hoe hanteer jy as iemand van die koninkryk mense? Jesus is die expert. Alles wat jy oor mense wil leer, gaan leer dit by Jesus. Jesus is die persoon wat vir jou kan wys, hoe leef ons in community saam buite die grot. Nou kom ek vat jou in Jesus se storie. Jesus waarsku sy disippels. Hy sê, mense, ek ken julle tipe soort, okay? Julle is die tipe mense wat ouens in die rug steek. Sodra the going gets tough, begin julle vinnig hardloop, okay? Julle almal gaan my verlaat, een gaan my verraai, een van julle gaan my heavy verloon. Dis wat julle almal gaan doen. En hulle almal sê vir hom, ons sal nie. Petrus sê, ek sal die volg tot by die dood toe, ek sal nie hom, en Jesus sê, voor die hand vanaand 3 keer kraai, ons almal ken die storie, gaan jy my verraai. Okay? So Jesus waarsku hulle beloof hulle sal nie, en ons almal weet wat het gebeur, né? Presies dit. Judas verraai hom, Petrus verloon hom, al die disippels sê die Bybel het weggehardloop, en daar sterf Jesus aan die kruis. Die beste vorm van rugsteek, te nakom, te leerstel, wat jy in jou lewe kan indink, hier gebeur het.
Loyal vriende vir 3 jaar, saam geëte gekuier, saam wonderwerke, saam gawes uitgedeel, saam amazing goed beleef, diepe, hegte bande van vertroue en vriendskap, teleurstelling. Hier is die groot vraag. Wat doen Jesus? Die moment toe hy uit die dood uit opstaan, en hy staan weer face to face met hierdie ouens. Ek wens ek kon goed genoeg preek om jou op so 'n emosionele trip te vat. Van iemand close aan jou, wat jy met jou lewe vertrou. En dan begin jy die suspisie kry, hierdie ou is nie so loyal soos wat hy moet wees nie. En dan waarsku jy hom en sê vir hom, hoor ek het trust issues, moet asseblief net nooit in die rug steek nie. Jy weet, baie mense het al, maar ek vertrou jou, jy gaan dit nooit doen nie, jy's die een ou, of die een vrou, of die een wat ook al, ek trust jou. En dan die persoon beloof, kyk jou in die oë, diep traantjies, kersie wat brand, rooi rosie, chocolate sousies, ek sal nooit nie. Okay, jy's met, ek moet nie dit doen nie. Or, ek sal dit nooit doen nie. En dan gebeur dit. En is nie net 'n seer van, hy het vir my gejok nie. Hy het my nie rug gesteek. Dis 'n seer waar jou hele bodem uit jou lewe uit geruk is. Dis 'n seer van, almal kon my teleurstel, net nie jy nie. Dis daai seer. En dan die dag, word dit letterlik op julle afgedwing om weer face to face te staan. Want kyk, daai 2 mense wat deur sulke pyn is, hulle vermy mekaar. Hulle wil nie mekaar sien nie, want dit herinner hulle aan al die seer, al die betrei, al die diepe fout. So hier kom 'n situasie, Jesus sien weer vir Petrus en die disippels en almal, en hy face hulle weer. Nou, hier is die woorde. Wat sal jy sê in daai situasie? Julle ken my, ek's kreatief met woorde. Oh my man, ek sal vir jou 'n paar goed vertel. Jou mens, ek sal wat ek sal sê. Ek wil, come on mense, jy sê vir hom, sê ek het jou gewaarsku. Ek het dit gesien kom, ek het die tekens gesien, ek het gesien hier kom 'n ding, en ek het geweet hier kom 'n ding, en ek het jou gewaarsku, en ek het mooi met jou gepraat, ek het jou gesmeek, en nogtans, kyk wat doen jy? Hoe kon jy? Come on mense, wat sou jy doen? Nee? Wat doen Jesus? Jesus kom by Petrus hulle. Hy vra, het jy my regtig lief? Hy sê, ja Here, hy sê, laat my skape wei. Hy sê, het jy my regtig lief? Vra hom 3 keer. Hy sorteer issues uit met Petrus, hy verander Petrus se naam, hy establish Petrus se roeping. Nie 1 keer gaan hy terug na I told you so nie. Nie 1 keer verwys hy terug na 'n mens kan julle tipe goed ook net nooit vertrou nie. Nie 1 keer nie. Nou my vraag is, hoekom nie? Ek bedoel, dit is nie net van vergewing gaan aan nie. Dit is nie net van, ag ons maak dit nooit gebeur nie. Dis nie wat Jesus doen nie. Jesus leer ons iets oor mense, wat die sirkel van die koninkryk jou leer. Jesus leer ons iets oor, hoe moet ek en jy mens hanteer? En wat ek nou vir jou gaan sê, gaan jou verskriklik skok, maar glo vir my, ek het 'n diepe studie hieroor gedoen. En hier's wat Jesus jou en my leer. Jy mag nie, jy moenie mense vertrou nie. Ek weet jy het nie dit verwag nie. Jy het nou gedink, die kerk gaan vir jou sê, vergewe en vertrou hulle weer en weer. Hy konna. Ek het 'n Bybelversie gesoek wat vir my sê, vertrou mekaar. Ek kon nie een kry nie. Ek het 'n Nuwe Testament professor gebel by die universiteit en gevra, staan dit iewers in die Bybel, want ek kon nie die hele Bybel vinnig genoeg deurlees nie. Staan dit iewers in die Bybel, dat Jesus van ons verwag om mekaar te vertrou? En hier is die skok, die teleurstelling. Die Bybel sê, vervloek is die mens wat op 'n ander mens vertrou. Jy sien, hier is ons swakheid. Binne in die grot vertrou ons mekaar. Binne in die grot bou ons lewens op ander mense. Buite die grot mag jy nie mense vertrou nie. Buite die grot mag jy nie jou hoop in mense plaas nie. Buite die grot is jou vertroue net op God. En jy weet die waarheid oor mense. Wat is die waarheid oor mense? Die waarheid is, mense is mense. Hulle is nie gode nie. Jy kan nie op hulle vertrou nie. Hulle gaan jou teleurstel, hulle gaan jou seermaak, hulle gaan jou in die oë kyk en sê, ek sal nooit nie. En dan kyk jy na jou bankrekening en het hulle die geld gevat.
Okay, reg voor jou, in jou oë. Want dis wat mense doen. So, toe gaan doen ek net vinnige Bybelstudietjie, net vir jou 'n paar skrifte wys, oor hoe die Bybel my en jou waarsku. Moenie mense vertrou, moenie jou vreugde op mense plaas nie, moenie jou hoop op mense plaas nie, moenie jou vertroue, moenie aan hulle krag gee om jou teleur te stel. Vat vir Jesus. Petrus het die krag gehad om Jesus teleur te stel, en hy laat dit nie toe nie. Hulle is mense. Hulle gaan my verloon. Hulle gaan my verraai. Hulle gaan my in my rug steek. Maar weet jy wat? My roeping gaan nie afhang van hoe mense my hanteer nie. Ek gaan nog hierdie selfde mense vat, en ek gaan die kerk in hulle hand plaas, en ek gaan die koninkryk in hulle hand plaas, en ek gaan hulle werk gee, maar hulle het nie die vermoë, dat ek in 'n speech gaan van Petrus, I told you so, en 'n mens kan julle ook nie vertrou nie, en waar gaan ek nou 12 nuwe ouens kry, ook op daai geval 11, waar gaan ek nou 11 nuwe ouens kry, want kyk wat dit nee, Jesus het nog steeds sy werk gedoen en gesê, mense is mense. Kom ek vat jou vandag na skrifte toe, Johannes 2:24, hoor hierdie woorde, Jesus het egter geweet, hoe onbetroubaar mense is. Niemand hoef dit vir hom te vertel het nie. Daarom het hy hulle nie sommer vertrou nie. Ek bedoel, Jesus, die seun van liefde, genade, die man wat ons sien met skapies in die arms, die sagte ene, né? Hy kon, dit is van hom geskryf. Hy het nie mense vertrou nie, want hy het geweet wat is binne in die mens, en die mense vermoë om sonde te doen. Op 'n plek kom 'n vrou by Jesus, 'n man by Jesus, en hy sê vir hom, goeie meester, help my om hierdie saak te hanteer, en Jesus stop hom en sê, wow, hoekom noem jy my goed? En dan sê hierdie woorde, niemand is goed nie, behalwe die Vader in die hemel. Jy moet hierdie reël neerskryf in jou lewe. Jou besigheidsvernoot is nie goed nie. Jou man, jou vrou is nie goed nie. Jou kinders is nie goed nie. Die beste mense wat jy ken is nie goed nie. Hulle is mense. En hulle besit die vermoë om môre jou lewe de mekaar te krap. Hulle besit die vermoë, as jy aan hulle die krag gee, om môre die wind uit jou seile uit te ruk. Hulle besit die vermoë om jou hele lewe tot 'n dood en 'n val te bring, as jy aan hulle te veel gesag en vertroue gee. Dis wat die sirkel ons kom leer. Die sirkel kom leer ons om nie vir mense te veel te gee nie. Hoor hierdie skrif, Job 4, vers 16. Nou wat hier gebeur het, Job se hele lewe het uit mekaar uitgeval, en een van sy vriende, Elias, sien 'n visioen. Nou, hy sê dit, ek het 'n openbaring gesien. En hier's wat hy in die openbaring sien, Job 4, vers 16. Dit het later opgehou, maar ek kon nie uitmaak wie dit was nie. Dit was die visioen en die stem, en dit het later opgehou, kon nie uitmaak wat dit was nie. Dan sê hy, daar was net 'n gedaante voor my. In die stilte het ek 'n stem gehoor wat sê, kan 'n gewone mens ooit regtig alles reg doen in die oë van die Here? Of kan 'n mens ooit sonder enige foute wees voor sy Maker? En dan sê hierdie woorde, die Here kan nie eers sy eie werkers vertrou nie. Hy sien selfs die foute raak van wat sy engele maak. Hoeveel minder kan hy mense vertrou wat van klei gemaak is, en klei is eintlik niks anders as stof nie. Hulle kan soos motte plat gedruk word. Nou, wat Elias sien is die volgende, dat God het trust issues. Kom ek sê dit vir jou. Hy sê God het trust issues. God vertrou nie eers die engele nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek sou daai wit dudes nogal vertrou het. Okay. Hulle met die blink kleertjies, né? Hy sê hy kon, God vertrou nie eers sy werkers nie. God vertrou nie eers sy engele nie. Kan ons sê hoekom? History het bewys. Satan was vroeër 'n engel. En hy het die padbuister geraak. En hier's iets hierin dat God sê, die mens, die skepping, het die vermoë in hom om te kies. En sodra jy die vermoë het om te kies, kan jy nie jou vertroue op hom plaas nie. Israel het hierdie woorde baie keer gehoor. Vervloek is jy as jy jou vertroue op mens stel. Vervloek is jy as jy op die perde van Egipte vertrou. Vervloek is jy as jy op die wapens of op die krag of op wat ook al. Vervloek is die mens wat vertrou op ander. God het dit oor en oor gesê vir die volk Israel. Jy sien, ek en jy moet by hierdie punt kom. Jy moet mooi hoor. Ons plaas ons vertroue op mense. Want wat ons dan doen is ons plaas die verantwoordelikheid van ons geluk, ons plaas die verantwoordelikheid van sukses
Ons plaas die verantwoordelikheid van ons geestelik, ons plaas die totale verantwoordelikheid van ons menswees op ander. Dis 'n lekker posisie om in te wees. Dis nie my skuld nie, hy het my ingedoen. Dis nie my skuld nie, hy het my verneek. Dis nie my skuld nie, ons bly in Suid-Afrika, hulle is korrup. Dis nie my skuld nie, hulle het by my gesteel. Dis lekker om te kan sê, dis nie my skuld nie. Maar as jy jou Bybel reg lees, dan sê die Here, jy moes hulle nooit so vertrou het nie. Jy moes nooit jou sekuriteit in hulle hande geplaas het. Jy moes nooit jou hoop in hulle geplaas het. Jy moes nooit. Kom die laaste ene, Micha 7. Nou ek kon vir jou 100 versies gee. Ek wil net vir jou noem, maar ek wil net die punt stel. Micha 7 vers 5. Hoor wat sê hierdie profeet vir hulle. Tel jou woorde. Moet niemand vertrou nie. Nie eers jy beste vriend of selfs jou vrou of jou man nie. 'n Seun sal sy pa verag. 'n Dogter sal opstandig wees teen haar ma en 'n skoondogter teen haar skoonma. Jou vyande sal in jou eie huis wees en daarenteen sien met verwagting uit na wat die Here gaan doen. Ek daarenteen sien met verwagting uit na wat die Here gaan doen. Ek wag in vertroue op God, dat God my moet red. My God sal my verseker, verhoor. Micha kom en sê, jy kan nie as die mense in jou eie huis vertrou. Nou, ek weet nie van jou nie, ek het groot geword, redelike boer, en my paale, en ons families, en al hierdie goed, daar was daai ding, kyk, jy kan nie die ander vertrou nie, maar jy kan ons vertrou. Circle of trust, ja, né? Hier, pa, ma, boetie, sissie, ons, die hele wêreld kan teen ons wees, maar is ons teen die wêreld. En hier is die mense wat jy kan vertrou, hierdie mense in jou eie huis, in jou eie familie, hier is die mense waarop jy jou hoop kan sê, hier is die mense wat jou rug kan hê, hier is die mense wat jou sal dra, allemaal. Die Bybel sê, moenie as die mense in jou eie huis vertrou nie. Ek kry hierdie week 'n SMS van 'n vrou. Sy is verskriklik hartseer en verbitter, want haar dogter en sy, enigste kind, het geen verhouding nie. Nou, of dit daar skuld is, die dogter se skuld is, wie se skuld, ek weet nie, maar is hierdie skrif, dat die mense in jou eie huis, daar kan goed gebeur. En hulle kan jou teleerstel, en jy kan hulle teleerstel. Jy kan hulle seermaak, en hulle kan jou seermaak. Dis die reël van die mensdom. En jy kan nie jou hoop en vertroue op hulle stel nie. Nou ek wil kom by die hoekom. Ons almal weet dit. Hoekom is die Bybel so teen plaas jou vertroue op mense? Hier is die hoofrede, en ek praat nou baie teologies met jou, maar jy moet dit nou afbreek na jou eie klein wêreld toe. Jy sien, die volk Israel, nadat hulle deur die beloofde land is, of die woestyn is, en hulle kry die beloofde land, het God hulle geregeer. En dan het hulle droog gemaak, dan stuur die Here rigters, en die rigters help hulle. En na die rigters stuur die Here profete. Hy stuur vir Elia, hy stuur vir Samuel, hy stuur profete om die volk te connect met hom, en connected te hou. En dan kom die volk op 'n punt, en dan sê hulle wat? Ons soek 'n koning. Hoor mooi. As jy jou hoop op 'n mens plaas, dan maak jy daai mens jou koning. Jy sien, die rol van 'n koning was, hy moet jou beskerm, hy moet vir jou voorsien, hy moet jou gelukkig hou. Die rol van 'n koning is, hy moet teen jou vyande beklei. Die rol van 'n koning is, hy was my daddy gewees, hy was my big daddy, hy was my beskerming gewees. En die Here, hoor mooi, die Here sê, vervloek is die mens, wat iets in iemand anders soek as my big daddy, as God. En dis wat ons doen, mense. Jy sien, ons sê ons is Christen en ons hele lewe hang van God af, en God bepaal ons geluk, en God bepaal ons lewe, en God bepaal ons blydskap, en God alles, ja? Ons sê dit. Hoeveel het gisterand kwaad geword vir die TV? Ek het baie kwaad geword. Ek het naderhand noot vir noot begin kyk. Moet sê, ek weet nie wat die program was nie, maar ek het enigiets anders daar gekyk. Want my blydskap het begin afhang wat 15 Palukas doen, okay? Ek praat nou van daai Transvaalers. Kan jy so ongeskik wees? Kan jy so lelik wees met 'n ander mens, okay? So draai jy jou blydskap in die hande. Hier is die boere se probleem. Kan ek vir jou 'n probleem van ons boere gee? Ons het 30 jaar terug vertrou in die staat om ons toekoms te bou. En toe die staat verander, toe is ons toekoms daarmee heen. Ons moes 30 jaar terug ons vertroue in God geplaas het. Dan sou ons nou nog geleer het, dat Zuma bepaal nie jou toekoms nie. God bepaal jou toekoms.
Sien, mense is 'n totaal en al verskil. Ek het die begin van hierdie jaar, ek was so kwaad volstaat, ek wou net emigreer, ek wou net pad gee, ek wou uit hierdie land uit, want ek kan niemand vertrou nie, en ek hou van niemand nie, en niks is lekker nie, en toe kom ek agter, die issue is nie met hulle nie, hulle het al lank al daai issue, die issue is met my. Ek plaas my hoop in hulle, ek plaas my vertroue in hulle, hulle moet my gelukkig maak, hulle moet vir my sorg, hulle moet my kinders veilig hou. Wat van God? Wie is my koning? En dis wat die sirkel van die koninkryk jou leer. Laasweek, 2 weke terug se les, dit leer jou dat groei kan alleenlik van God kom. Dit leer jou dat in die koninkryk buite die grot werk die gees. Dis 'n geestesdimensie. Dis 'n plek waar God in beheer is. Dis nie rand en sent nie, dis nie brood en botter en visies nie, dis nie water nie, dis nie dood van dokters. Dis nie die koninkryk nie. In God se koninkryk se ander reëls. En hier's nog 'n reël buite die koninkryk, of in God se koninkryk buite die grot. Hier's nog 'n reël. Jy kan nie mense vertrou nie. Jy moenie mense vertrou nie. Jy mag nie mense vertrou nie. Jy moet God vertrou. Jou hoop moet op God wees. Nou hier is wat dit jou mee help. Hier is die hulp. Sê dit as ek nie mense vertrou nie. Hier's nou mense wat sê, hierdie is die beste preek wat ek in my hele lewe gehoor het. Ek het nog altyd gesê, ek hou nie van mense, mense kan jy nie vertrou nie, mense is regtig vuil mense. Hier's nou van julle bitter, amper sê ek gedagtes. Hier's van julle bitter mense wat al lank al hierdie preek wou hoor. Hier's die teenoorgestel. Die Bybel sê nie ons moet hulle vertrou nie, die Bybel sê ons moet hulle lief hê. Kan ek vir jou sê, is makliker om mense te vertrou as om mense lief te hê. Hier is die verskil. As ek jou vertrou, manipuleer ek jou dat jy nooit my mag teleurstel nie. As ek jou lief het, mag jy my teleurstel. Ek gaan jou aanhou lief hê. Wow, dis bietjie seer. Jy sien, Petrus het Jesus diep teleurgestel. Maar Jesus het Petrus nog steeds diep lief gehad. Dis waar my vir Petrus kon sê, vat my skape en laat my kerk groei. Sien, hier is die groot verskil wat ek en jy mee moet uitsorteer in ons binneste. Vertrou ek mense sodat hulle my nie seer maak nie, omdat ek my hoop op hulle plaas en laat my hele lewe in mekaar val as hulle iets aan my doen, of is ek net eenvoudig Christelik lief vir mense? Lief vir mense sê, ons werk nog steeds saam. Lief vir mense sê, ons gaan nog steeds sy koninkryk bou, al verskil ons oor punte, al sien ons goed nie dieselfde nie, al het ek jou al seer gemaak, al het jy my al seer gemaak, al het ons mekaar al te nagekom. Liefde sê, ons vergewe en ons gaan vorentoe, sonder om ons hoop en ons blydskap en ons alles op mekaar te bou. Want dis wat ons doen. As mense wat so seer gekry het in kerk, hulle sit nie weer hulle voet in kerk nie. My vraag is, was jou hoop in God, of was jou hoop in mense? Jy sien, dis wat die sirkel, dis wat pyn, dis wat die dood jou en my leer. Love people and trust God. Dit is 'n groot verskil. Ek en jy trust people en ons love God. En die Here sê, ja, jy moet my ook lief hê, maar jy moet my vertrou, en jy moet mense net lief hê, maar jy moet nie mense vertrou nie. So iets in hierdie het my losgemaak in pyn en teleurstelling. Nou kry ek nuus terug in my kantoor. Mense kom vertel my 'n storie van personeel, van lidmate, van omstandighede, van goed wat gebeur, goed wat in die koerante staan, goed. Dan sê ek soos in, shame. Sjoe, dis interessant. Kom ons gaan aan. As jy sê, hey, gaan jy nie kwaad word nie. In die verlede kon ek nog al 'n tafel deur 'n deur gooi, jy weet. Nou is dit, is mense. Ja, mense doen sulke goed. Ja. Ek is nie daar nie. Ek het nog steeds vir die ref gesê, hy's 'n aap. Maar ek is nie in alles daar nie. Glo vir my, ek word nog steeds kwaad en teleurgesteld en al daai goed. Maar wanneer dit gebeur, dan vra ek myself, hoekom voel jy nou so? Is jou hoop in mense? Het jy gedink, mense sal dit nooit doen nie? Het jy gedink, nie hy nie, of nie sy nie? Ek het dit van almal verwag, maar nie hom nie, of haar nie. Hey, is jou hoop in God? En dan die vraag, hoe gaan jy daai persoon hanteer, wanneer jy hom weer sien? Hoe het Jesus Petrus hanteer, toe hy hom weer sien? Dis die groot vraag. Of jy in jou hart nog sit met bitterheid,
of jy in jou hart nog sit met haat en woede. Hoor gou mooi, haat, woede, bitterheid, al daai goeters, jy het aan die persoon te veel gesag gegee. Hy mag jou nie so seer maak dat jy hom haat nie. Hy mag jou nie so te nakom dat jy bitter word nie. Hy mag nie. Hy mag nie daai posisie in jou lewe hê nie. Net God mag daai posisie hê. Jy moet dit van hom verwag. Ja. Jy moet van hom verwag, weet jy, hy is mens, hy gaan dit doen. Jy moet verwag, hy is mens, hy gaan iewers gaan hy jou seermaak. Iewers gaan jy hom seermaak. Iewers gaan jy haar te nakom. Iewers gaan jy die fout ook maak. Jy moet dit verwag, want jy's mens, sy's mens, hy's mens. Dan vat jy die angel van wat ons aan mekaar doen weg. Die wreedheid wat mense aan mekaar doen, ons gee aan hulle daai mag. So hier is net, toe ek besig is met hierdie preek, en ek kan nog baie langer, toe sluit ek net af in my eie stilte tyd, om 1 Korintiërs 13 te gaan lees. Want jy sien, die Here roep my nie om hom te vertrou, of om hulle te vertrou, of haar te vertrou, of dit te vertrou, of die te vertrou nie. Die Here roep my om mense lief te hê. En as ek mense lief het, beteken dit ek kan saam met mense werk wat my al te nagekom het. Dit beteken ek kan in verhouding staan met mense wat my baie te nagekom het. Hulle kan my vergewe en hulle kan weer met my 'n verhouding bou as ek hulle te nagekom het. Want dis wat liefde sê. Dis wat Jesus met Petrus en die disippels gedoen het. Hierdie is net my opinie. Dit staan nêrens in die Bybel nie. As Judas voor sy voete kom val het en gesê het, jammer, ek het die idee Jesus sou selfs vir Judas vergewe het. Want hy verwag het van die mens. Hy het geweet wat's binne in die mens. Hy het geweet dis wat mense gaan doen. Mense is jaloers, mense het issues, mense het hulle eie bagasie, mense doen goed. Maar Jesus is daai mens in sy binneste wat sê, ek sit nie my hoop en vertroue op julle nie. Ek sit my hoop en vertrou op God. Kom ons lees 1 Korintiërs 13 saam. Wat is die liefde? Sê nou maar, ek is so geestelik dat ek in tale kom praat wat die engele in die hemel praat en selfs nog 'n klomp ander, maar ek nie ander mense lief nie. Wat dan? Vir die Here klink daardie geestelik gepraat dan niks anders as 'n geraas soos iemand wat teen yster kap. Sê nou ek kan uitstekend preek, is hoogs geleerd in die dinge van die Here en verstaan dinge van God wat ander mense nie eens weet nie. En boonop het ek nog die grootste geloof wat jou kan voorstel. Maar ek het nie ander mense lief nie. Is ek vir die Here en hulle op 'n kontrak. Al gee ek alles wat ek besit vir arme mense en word as martelaar vir die Here verbrand, maar ek het nie lief nie. Help dit alles niks. Om ander lief te hê beteken, nou kom ons kyk wat beteken liefde. Om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie. So mense kan jou maar irriteer. Okay? Om nooit iemand sleg te behandel wat jou irriteer nie. Om altyd alle mense so te hanteer dat hulle graag by jou wil wees sonder om bang te wees dat jy hulle sleg gaan behandel. Om ander mense om ander mense dit wat hulle het of kry te gun, sonder om lelik te wees as hulle dinge het wat jy nie het nie. Om nie heeltyd oor jouself te praat en te spog nie. Om nie heeltyd te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie. Weet, al hierdie Facebook goed nou van die leeu's wat loop en die leeu's wat, ek bedoel, jy moet nie die heeltyd loop en spog nie. Is nou verby, dit het gister gebeur, vandag is nie Transvaalers, okay? Om nie so ongeskik te wees en ons op 'n Sondag te herinner ons het verloor nie. Jy weet, ekskuus, ek het issues. Okay. Hy sê om nie ongeskik te wees nie, maar jou so te gedra dat ander nie ongemaklik saam met jou voel nie. Om nie die heeltyd aan jouself en jou eie voordeel te dink nie. Om nie sommer vir niks kwaad te word. Om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou, sodat jy hom kan terugkry nie. Maar liefde het ook grense. Liefde kan nooit kant kies vir dinge wat verkeerd is nie. Net so sal liefde altyd net bly wees oor dit wat regtig gebeur soos God dit bedoel het. Liefde beskerm waar mense beskerming nodig het. Liefde glo altyd die beste van ander mense en verwag dit ook van hulle. Liefde ken ook geen einde nie. Mense, ek en jy, as jy al seer gekry deur mense en jy sukkel met bitterheid, of as jy sit en jy is een van ons wat jou hand opgesteek het, sê ek het trust issues,
Al wat dit vir my sê is, jy sal deur die sirkel 1 of 2 keer in jou lewe. Jy het al seer gekry deur mense. Hier is jou antwoord. Trust issues is fine. Jy moet net nie love issues hê nie. Jy sien, ons almal kom maar sê, weet jy, ek vertrou mense bietjie versigtig. Net soos Jesus. Onthou julle daai Johannes 2? Jesus het geweet wat's binne in die mens. Daarom het hy nie sommer die mens vertrou nie. Dis 100% om trust issues te hê. Dis 100% sê, weet jy, ek vertrou nie mense maklik nie. That's good. Moet nooit verander nie. Dis eintlik my tip aan jou. Maar hier's wat jy aan moet werk. Jou love issues. Maar weet jy wat sê liefde? Liefde sê, al vertrou ek jou nie, kan ek saam met jou werk. Liefde sê, al vertrou ek jou nie, kan ons die koninkryk saam laat groei. Liefde sê, al vertrou ek jou nie, gaan ek nog steeds die skatte van die koninkryk van God, gawes, die Heilige Gees werkinge, ek gaan dit nog steeds met jou deel, want dis wat Jesus doen. Waar is ons tyd? Nee, ons tyd is bietjie ver. Ek gaan net nou vir julle 'n dingetjie lees wat Moeder Teresa gesê het, wat ek dink is net incredible. Ek dink kom ons luister na 'n lied wat net gaan oor nogtans. Al het ek seer gekry, al het ek pyn gehad, al het dinge in my lewe gebeur, nogtans. Nogtans gaan ek op die Here vertrou, nogtans gaan hy my help om lief te hê, nogtans gaan ek mense nog steeds in belê en al hierdie klas van goed. En daar waar jy sit, hanteer jou trust issues. En maak seker dis net trust issues en nie love issues nie. Want love issues is not good. Ons moet mense vergewe, ons moet mense kan help, ons moet mense kan belê, al vertrou ons hulle nie, omdat ons weet wat's binne in ons en wat's binne in hulle. Kom ons luister na hierdie lied. As God se stem stil word en hoop se flikker val, as mense se genade en liefde minder raak, nogtans sal ek glo in hom. As geregtigheid vergaan en leuns die waarheid word, as vervolging my ken en geloof my lewe kos, nogtans sal ek glo in hom. Nogtans sal ek glo in
Voordat ons gaan saam bid, wil ek vir julle 'n stukkie lees wat Moeder Teresa op 'n muur in die kinderhuis in Calcutta geskryf het. En toe ek het geweet daarvan en Sanet het dit vir my gesearch en in die hande gekry. En al wat dit sê is, Moeder Teresa het iets geweet van wat ons vanoggend gepraat het. Jy kan nie mense vertrou nie. Maar dit mag jou nie stop om lief te hê nie. Oor wat het hulle daar op daai muur geskryf? People are often unreasonable, irrational and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfishness, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies. Be successful anyway. If you are honest and sincere, people may deceive you. Be honest and sincere anyway. What you spend years creating, others could destroy overnight. Create anyway. If you find serenity and happiness, some may be jealous. Be happy anyway. The good you do today will often be forgotten. Do good anyway. Give the best you have, and it will never be enough. Jy al dit gevoel, jy gee jou beste, maar as jy genoeg nie, sy sê, give your best anyway. En dan hierdie, in the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Jy sien, hier is ons fout. Ons dink, mense moet ons applaus gee. Ons dink mense moet ons ophou. Ons dink mense moet ons eer en respekteer. God moet dit doen. Jy leef voor God. En God moet met jou werk. Nie mense nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hier sit nie 'n mens vandag voor my wat nie al seer gekry het deur ander mense nie. Hier sit nie 'n mens voor my en hier is nie 'n mens binne in my wat nog nie ander seer gemaak het nie. Jesus, U het ons geken van die begin af. U het ons nie vertrou nie. God vertrou nie eers sy eie engele nie. God vertrou nie eers die skepping wat rondom hom is nie. Want dis die mens, dis ons. Maar Here, help ons vandag om nie regtig so bekommerd te wees oor hoe vertrou ek mense nie, maar eerder bekommerd te wees oor hoe lief is ek vir mense. Jesus het geweet wat Petrus hulle gaan doen. Jesus het geweet wat die disippels gaan doen, en toe hulle weer sien, toe roep hy hulle, toe stuur hy hulle, toe maak hy hulle vol van die Gees, ten spyte van alles. Here, help ons om lief te hê. Help ons om mense so te behandel met liefde. Al het hulle ons te nagekom, al weet ons hulle gaan ons weer te nakom. Ons het lief, Here. Want dis wat U ons roep en stuur om te doen. En al wat ons kan bid, en al wat ons kan sê is, Here, dis nie in ons eie krag nie. Dis wat hierdie sirkel ons leer, dis nie in ons eie krag of deur geweld nie, maar is deur U Gees. Wat ons U koop om buite die grot lief te hê. Dankie daarvoor, Here. Here, mag ons 'n gemeente wees wat nie onredelike vertroue op mekaar plaas nie, maar wat ons mekaar gun om foute te maak. Mag hierdie 'n gemeente wees waar sondaars, gebroke mense altyd welkom is, omdat ons 'n gemeente is van mense, maar mense wat lief het, mense wat kan vergewe, mense wat hulle arms kan oopmaak en sê, God het my geroep om jou lief te hê, en ek het jou lief in Christus. Dankie daarvoor, Here, dankie vir so 'n gemeente, in Jesus naam, amen. Baie dankie, liewe gemeente, sterkte. Ek weet, hierdie is 'n bietjie 'n werkie wat jy moet doen. Daar's mense vir wie jy kwaad is, mense wat vir jou kwaad is, en dalk moet jy hulle nou net in die regte kategorie gaan plaas. En nou kan jy hulle lief hê, sonder al hierdie bagasie en woede en seer en pyn van die verlede. Hê hulle lief, en vra God om jou te help met liefde. Dis my gebed vir jou en my. Ons gaan vanaand aangaan met ons reeks oor die klein profete. Ek dink ons hanteer die boek Obadja, baie interessante boek, kom luister gerus. En dan volgende week begin ons 'n nuwe reeks vir Junie maand, wat gaan handel oor die geveg, fight. Dis ook Vadersdag in Junie maand, so ek het gedink om so lekker butch
mannereeks te doen oor fight. So ons gaan kyk waaroor moet jy fight, wat is die fight in die lewe, hoe moet 'n mens fight in die lewe en al daai klas van goed. So die hele Junie maand gaan ons 'n bietjie fight. Ons begin die 5de Junie die aand met daai fliek War Room van 'n tannie wat die fight geken het. So kom kyk daai fliek as jy hom nog nie gesien het nie. Dit gaan jou leer hoe om te fight. So hele Junie maand gaan ons in 'n fight wees. Okay, ons gaan ons finansies opneem. Baie dankie vir die gee van die tiendes, die offergawes. Persone kan begin om dit op te neem en ons luister na nog 'n lied. Staan op en leef, dat jy lig kan wees vir 'n wêreld verdwaald en alleen. God is by jou, en maak jou soos lig wat skyn in die wêreld. Blydskap sal jou weer kom stil. Vreugde sal in jou kom woon. Nasies sal kom na sy lig. Koning sal buig voor sy troon. Ons sal weer bly. Ons sal mooi wees vir die woord, vir die lig, vir die waarheid. Ons sal lewe vir die woord, vir die lig, vir die waarheid. Ons sal leer by, ons sal mooi wees vir die woord, vir die lig, vir die waarheid. Ons sal opstaan, ons sal lewe vir die woord, vir die lig, vir die waarheid. Kom ons staan op, ons sing ons 'n slotlied saam en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek. Kom hou en skyn in ons wêreld. Kom liefdeslig, maak ons lewens bruikbaar. Ons wil die dien en harte wat bereid is. Die liefde gee vir mense gewonenheid. Kom hou en skyn in ons wêreld. Kom liefdeslig, maak ons lewens bruikbaar. Ons wil die dien met harte wat bereid is. Die liefde gee vir mense gebrokenheid. Onthou na afloop van die diens, is altyd 'n gebedsspan hier voor as daar regtig van u is wat worstel met seer, mense, pyn, al daai klas van goed. Ons het 'n span wat graag saam met jou sal wil bid. Staan net so, dan ontvang jy die seën. Hemelse Vader, mag die seën, die genade wat hierdie week saam met ons gaan, 'n uitnodiging wees van plaas jou vertroue in die Here. En Here, mag ons duidelik sien, waar plaas ons onredelike vertroue op mense? Waar vertrou ons mense vir ons geluk, ons blydskap, ons toekoms? Mag ons leer om net ons vertroue op God, op U te plaas. En wanneer ons dit doen, mag ons in vrede leef, want ons dien 'n goeie God. En die gemeente sê saam, Amen. Gaan plaas jou vertroue op die Here en wees lief vir mense. Goed gaan. Die wat wag